Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se kort videoetjie. Ons voel baie keer asof ons 'n leë kraan oopmaak as ons met die Here praat, nie waar nie. Veral as daar krisisse in jou lewe is en ons kyk na die wêreld en ons beleef die onreg in die wêreld en Jesus se tyd was dit dieselfde. Christene het nog altyd hierdie goed beleef. En dan kan ons ook dink dat die soeke na geregtigheid is amper soos 'n leë kraan. Jy draai die kraan oop en daar's niks nie. Maar soms voel ons so oor God ook. En Jesus sê nee, dis glad nie nodig nie. God is nooit 'n leë kraan nie. Daar's altyd volop water as jy na God toe gaan. Lawrence of Arabia was 'n het groot werk gedoen in Arabië en hy het eendag 'n vredeskonferensie bygewoon in Parys en toe neem hy 'n paar van die Arabiese hoofde saam en in die hotelkamer vind hierdie Arabiese hoofde hierdie krane wat jy oopdraai en daar's net water en by hulle is dit glad nie so nie. Water, soos julle weet, is omtrent niks water in Arabië nie. Water is baie skaars. En dit was vir hulle verskriklik. Aan die einde van die konferensie kom Lawrence toe in die kamer in en hy sien dat hulle probeer om hierdie krane af te draai en hy vra vir hulle, wat maak julle? Hulle sê nee, hulle gaan hierdie krane saamvat Arabië toe, want dan oral waar hulle gaan sal hulle water hê. Hy verduidelik toe vir hulle, nee, dit werk nie so nie. Die krane het nie die water nie. Die water kom van groot damme af met pype. Die krane beteken niks nie. Maar dit was vir hulle nog steeds moeilik om te verstaan. Hulle het geglo hierdie krane het iets magies in hulle. En soms dink ons oor gebed ook so, nie waar nie. Ja. Gebed is die kraan en as jy bid, moet God voorsien, die water moet loop. En dan begin ons nader aan twyfel, onseker raak. En Jesus het reeds oor dit gepraat. Oor ons as Christene se moeilik sukkel in die wêreld en onreg ensovoorts en hy vertel toe gelykenis in Lukas 18 vers 1 tot 8. Ek lees dit gou vir julle daarso. Hy het gesê oor 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. Hy het gesê daar was 'n sekere regter in 'n bepaalde stad wat nie ontzag vir God gehad het nie en hom aan geen mens gesteer het nie. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad wat hom bly opsoek het met die versoek: laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent. 'n Tyd lank wou hy nie, maar naderhand het hy by homself gedink: al het ek geen ontzag vir God en steur ek my nie aan geen mens, sal ek omdat hierdie weduwee my moeite gee, tog maar reg aan haar laat geskied. Anders gaan sy my tot aan die einde bly duister. Weduwee in Jesus se tyd het maar min regte gehad en veral as sy 'n weduwee word as sy oor 60 is, dan hoef haar man se familie nie meer vir haar te sorg nie. Hulle hoef haar nie onder hulle dak te neem nie. Want dit is maar wat dit beteken het dat die man se familie met haar moet trou. Een van die manlike dede. Maar as sy oor 60 is, kan sy tog ook haar man se grond behou het. Maar die man se familie het onwettiglik die grond wegvat van haar af. En hierdie weduwee is dalk in so 'n tipe situasie. Nou sy natuurlik vertrou sy nie die onregverdige regter nie, of die regstelsel van die Romeinse tyd van daardie tyd nie, want die regstelsel was totaal onkoopbaar en elke regter was maar 'n politieke aanstelling. Maar sy vertrou vir God. En terwyl sy vir God vertrou, glo sy dat hy die regstelsel sal draai, dat hy die regter se hart sal verander, en daarom gaan sy voortdurend. Sy gaan in geloof. En daar Jesus sluit dan ook hierdie stuk af en hy het vir hulle gesê, luister na wat die onregverdige regter sê. Sal God dan die reg laat geskied aan sy uitverkorenes wat bedags en snags na hom roep nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal baie gou aan hulle reg laat geskied. Die vraag is net, sal die seun van die mens wanneer hy kom geloof op aarde vind? So Jesus sê, sal ons as kinders van die Here nog aanhou glo dat God 'n kraan vol water is en dat ons gebed gekoppel is aan sy onuitspreeklike krag en mag en wysheid en insig en sy manier van werk. God werk op sy manier. So hy verander dalk nie dadelik die omstandighede nie, maar God is besig om te werk. En daarom hou ons aan glo, sou aan hoop, sou aan bid. Hierdie weduwee kon baie ander goed doen. Ek wys net vinnig vir julle, sy kon dalk die hele probleem gelos het, maar sy kan nie. Sy kan haar wend tot onreg. Sy kan leef met haar haat en verbittering, wat verskriklik sou gewees het. Sy kan haar vergeld op hierdie familielid of iemand wat haar onreg aandoen op 'n onwettige manier, of sy kan met hierdie vendetta loop, haat en woede en verbittering in haar hart, maar nee, sy vertrou die Here. Ons voel ook partykeer so, nee, daar gebeur goed met ons wat maak dat ons in die situasie van hierdie weduwee is.
En dan kan ons ook voel, die kraan is leeg, daar is vir ons geen reg nie, daar is vir ons geen oplossing nie, daar is vir ons geen antwoord nie. Maar as ons bly bid, bly God vertrou, ons luister na sy stem, na die Heilige Gees, hoe hy ons lei, dan kan ons hoor, wees geduldig, hou aan probeer, gaan vra weer, gaan vra vergifnis, doen wat jy kan, maar bly op God se pad, op sy manier, moenie oorgee aan hierdie ongeregtigheid, het self so word nie. Dit is die uitdaging vir ons as kinders van die Here. Sal Jesus geloof by ons vind. Ek sluit af met 'n aanhaling uit 'n klein boekie uit wat geskryf is in 1974, Mr. God, This Is Anna. Ek weet nie of jy hom mooi kan sien nie. 'n Oulike boekie. Finn was die skrywer van hierdie boekie en hy vertel van hierdie meisie wat hy ontmoet het in die strate in Londen en sy was maar 5 jaar oud. Sy het uitstekende teologie gehad. Sy het God op 'n manier verstaan en sy sê op 'n stadium, ek gou vir julle wys, sê sy, Good Mr. God, you might be a bit slow at times, but you certainly make it all right in the end. Mag ek en jy ook tog aanhou vertrou op God. Die kraan is nooit leeg nie. Daar is altyd water by God. Here, ons dankie dat U 'n onuitputlike bron is van wysheid en insig, en vrede, en hoop, krag, liefde. Alles wat ons nodig het in hierdie wêreld, Here, om aan te hou glo en aan te hou hoop en aan te hou bid. Dankie daarvoor, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Geseënde week vir julle elkeen. Tot weersiens.